Goeiedag, my naam is Arnold Eys en dit is my wonderlike voorreg om jou saam met my te kan hê. Dankie dat jy ingeskakel het. Ek vertrou die Here dat jy vandag uit jou sokkies uitgebless sal wees. Jy weet, die woord van die Here sê dat die geloof is uit die gehoor en die gehoor is uit die woord van God. So as jy vandag geloof nodig het, dan het jy nodig om woord in jou lewe in te kry. En die woord van die Here transcendeer alle tyd en spasie. Dit word nie beperk deur die hier en die nou nie. So alhoewel hierdie opname al vroeër gedoen is hierdie dalk die oomblik wat God met jou wil praat en waar sy woord in jou unieke omstandighede akkuraat en spesifiek en so vir jou relevant gaan wees. So ek nooi jou uit, kom en join ons nou by die diens wat reeds aan die gang is en kom ons staan vir 'n oomblik stil en luister na wat die Heilige Gees vir ons wil sê deur die woord van die Here. My broer en suster, ek het al klaar 'n blessing ontvang. Weet jy hoekom? Die persoon wat hierdie liede gekies het, hy het presies my boodskap vir julle gebring. Presies. U sal sien, op die einde van hierdie boodskap, sal u sien, dit is presies die woorde. Daarom sê Johannes in Openbaring 2, hy wat 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees tot die gemeente spreek. Ek wil net hê, Darius met hierdie ding is vir ons hierdie diens open met daardie ramshoring. Dit is nogal 'n groot deel van Israel gewees. Baie dankie. Nou, my broer en suster, voordat ek verder gaan met die boodskap, gaan ons net so na kort klips kyk waaroor my boodskap eintlik gaan. Nou, is 'n DVD wat ek gemaak het, maar dit is net vir my studente. Hy's nie beskikbaar nie, alhoewel daar 'n bietjie advertensie. Ek doen nie gratis advertensie nie, Martin. Dit is maar net om u te wys hoe my boodskap gaan. Baie dankie. Life is easy when you're up on the mountain and you've got peace of mind like you've never known. But things change when you're down in the valley. Don't lose faith, for you're never alone. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. You talk of faith when you're up on the mountain, but talk comes so easy when life's at its best. Now it's down in the valley of trials and temptations. That's where your faith is through the test. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night.
van die verlore paradys na die herwonne paradys. Kom ons bid saam, my broer en suster. Aan die koning van die eeue, die onsienlike, onsterflike, alleenwyse God, kom toe die lof en eer en heerlikheid van nou af tot in ewigheid. Here, die profeet profeteer en hy sê, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouers. Hy word genoem wonderbaar raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Here, nou bid ek, dat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik voor die aangesig sal wees, Here. Dit wat U op my hart geplaas het, dat ek die krag sal hê om dit oor te dra aan U gemeente, U liggaam. Seën ons, Here, dit is my gebed in die kosbare naam van Koning Jesus. Amen. My broer en suster, as ek dalk hierdie boodskap 'n titel moet gee, dan gaan ek hom noem, Maranatha, Jesus kom weer. Het jy geweet daar so skrif hier in die Bybel? Paulus sê vir ons in 1 Korinte 16 vers 22. Hy sê, as iemand die Here Jesus Christus nie liefhet nie, laat hom 'n vervloeking wees. Maranatha, Jesus kom weer. Nou ek stem saam met Paulus, hy was partytjie bietjie kras, hoor. Nou, my broer en suster, jy moet met my saamstem. As 'n mens eers die antwoord van 'n riddel, wat is 'n riddel in Afrikaans? 'n geheim. As jy dit eers ken, dan lyk dit vir jou so eenvoudig, maar hoekom het ek dit dan nou nie raak gesien nie? Dit is al so eenvoudig. Soos byvoorbeeld Samson se raaisel, dis die woord, raaisel wat hy opgegee het, toe hulle dit eers die antwoord het, toe verstaan hulle mooi waaroor dit gaan. Nou ek sê vanmôre, weet jy dat as jy die profetiese skrif vat, en jy kyk hoe dat die profetiese skrif vir Jesus uitlig, dan is hy kom so naby, dan is dit eintlik tyd om wakker te word, om jou hand aan die ploeg te slaan, want jy weet dat Petrus sê vir ons in 2 Petrus 1 vers 19, hy sê ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos wat 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môre ster opgaan in julle harte. Het julle geweet dat Jesus het self van profesie gebruik gemaak om te wys dat hy die Messias is wat na die aarde toe sou kom? Hy het self. In Lukas 24 vers 47 sê Jesus, hy sê daarop het hy van Moses en die profete af begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. En dit sou maar baie interessante gedeelte gewees het as ons hierdie gedeelte in die Bybel gehad het. Hoe dat Jesus hulle vertel het van alles, al die profesieë wat na hom verwys het. As hulle maar net daarna gekyk het. Nou, my broer en suster, ek het die voorreg gehad. Weet jy, ek het die voorreg gehad om in 'n Christelike huis, soos hierdie jongman Darius, groot te word. Is nog al 'n wins, hoor, is 'n aanwins vir 'n mens. Nou, ek het dit nou nog onthou, na al die jare. My moeder het gereeld, het sy altyd so sag nie hart nie, sag geneerie. He's coming soon, he's coming soon. With joy we welcome his returning. It may be morn, it may be night or noon. I know my Lord is coming soon. Dit het so deel van my lewe geword.
Weet jy, Salomo, hy het allemaal raak geskryf, hoor. Hy het raak geskryf, Salomo. Hy sê, oefen die kind na die weg van sy huis, en as hy oud word, sal hy daar nie van afwyk nie. Dit is hoekom ek tot vandag toe nog staan, op die wederkoms van die Here, die skrifte wat daar oor gaan, alles. Weet jy, my broers en susters, omdat die godsdienstleiers in Christus se tyd, dit nie die moeite werd geag het, om na die profetiese skrif te kyk nie, daarom het hulle hom gemis. As ek het mag so stel, hulle die trein gemis, om as die bruid van Christus te kwalifiseer. En tog het hulle 109 skrifte gehad, wat vir hulle gewys het, hoe dat Jesus uit 'n maagd gebore sou word. Maar hulle het dit nie in ag geneem nie, hulle het nie daarna gekyk nie. Nou sê ek op my beurt, as die godsdienstleiers in ons tyd nie gaan let op die profetiese skrifte nie, dan gaan ons in dieselfde strik trap as hulle. Want ons het eintlik 3 keer soveel skrifte wat vir ons wys na die Jesus se koms in sy verskillende fases. Nou ons lewe in 'n donker wêreld. Daarom moet ons die profetiese woord raadpleeg om ons deur die see van tyd te lei. Hoekom? Sodat ons gereed kan wees. As hy kom, hier dink ek byvoorbeeld aan die 10 maagde. Almal was maagde, maar 5 het dit ongelukkig nie gemaak nie. Daar's 'n rede hoekom hulle dit nie gemaak het nie. Nou, ek was sommer hier aan die begin van my boodskap wil ek sê, daar's 2 profesieë wat nie in ons tyd vervul kan word nie. Dit wys op die einde. Die eerste ene is opgeteken in Genesis 3 vers 15. Daar sê die Here, hy sê vir die slang, hy sê, hy sal jou die kop vermorsel. Nou dit gaan eers gebeur, weet ons, na die 1000 jaar vrederyk op die aarde. Dan gaan Satan se kop eers vermorsel word. En die tweede ene is hier in Openbaring, die laaste, Openbaring 20 vers 14. Hy sê, daarna kom die einde, as God die Vader die dood in die doderyk vat, en dit gooi in die poel wat brand met vuur en swaal. Hy sê, dit is die laaste, dit is die einde. Dan. Nou, my broers en susters, weet jy dat, om na 'n paar profesieë te kyk in die Bybel, Jesaja profeteer, in Jesaja 21 vers 11 tot 12. Hy sê, God spraak oor Duma, daar roep een my uit Seir, wagter, hoe ver is dit in die nag, wagter, hoe ver? Die wagter sê, die môre kom, en ook die nag, wil julle vra, keer terug. Nou, in die Ou Testamentiese tyd, my broer en suster, het daar die mense nie die voorreg gehad, ek kan nou na my horlosie kyk, dan sien ek presies, reg oor Suid-Afrika, wat die regte tyd nou is. Maar hulle het nie daai voorreg gehad nie. Sy wonder, die Bybel sê, in die laaste dae, sal die kennis vermeerder nie, is een van die dinge wat hy na verwys. Nou, in daardie tyd het hulle gebruik gemaak van 'n sonwyser, jy weet dit. Maar nou as die son ondergaan, hoe het hulle dan geweet wat die tyd is? Dit is waar die wagter ingekom het. Die wagter op die muur. Hy het na die stand van die sterre gekyk, en dan het hy, as iemand hom wou vra deur die nag, oor die wagter, hoe ver het die nag gevorder? Waar is ons nou omtrent? Dan moes hy gesê het. Maar as ek nou na hierdie profesie kyk, dan lyk dit vir my, as dit op nie eintlik op betrekking het op hierdie tydelike nie, dit lyk vir my meer eerder na die koms van Jesus. Want hy noem 3 dinge hierdie wagter. Ten minste Jesaja wat profeteer. Hy sê die môre kom en ook die nag. Hy draai dit 'n bietjie om. En dan vra hy, wil jy vra? Nou, dit is juis hoekom op die mure was. Jy kon hom vra. Nou, jy weet in 1 Petrus 19 sê Petrus vir ons. Hy sê vir die kinders van God, hy sê, totdat die dag aanbreek en die môre ster opgaan in hulle harte. Nou weet jy, my broer en suster, in die boek Openbaring as jy dit lees,
dan word dit letterlik nag vir hierdie wêreld. Ek kry die arme sondaar jammer, wat misvat, wat nie saamkom, as Jesus kom om sy bruid te kom haal nie. Ek kry hulle jammer. Weet jy dat in Johannes 13 vers 30, dit was by die laaste avondmaal. En Jesus sê vir sy disippels, hy sê, een van julle gaan my verraai. Een van julle, en hulle begin toe vra, Here, is dit miskien ek? Selfs Judas ook, hy die arrogansie om te sê, is dit dalk ek, meester? Weet jy wat sê Jesus vir hom? Hy sê, vir die een wat ek die stukkie brood gee, as ek het ingedruk het in die sous, dis hy. En weet jy, Jesus doen dit toe. Hy druk die brood in die bittersous, en hy gaan na Judas toe, en hy sê, hier is hy. Die Bybel sê, en Judas het dadelik uitgegaan, en dit was nag vir hom. In hierdie wêreld gaan daar 'n nag aanbreek. Nou, weet jy my broer en suster, die hoofdoel van profesie is eintlik maar net, as jy mooi kyk, dan is dit maar net om die verskillende komste van Jesus na die aarde as 'n baba, as die blinkmôre ster en as die son van geregtigheid uit te lig. Nou, die inspirasie van God se woord, die Bybel, word gestaaf deur sy profeseë wat in vervulling gegaan het deur die tyd. En weet jy, dit is 'n groter bewys dat dit God se woord is hierdie, geïnspireerde woord van God, as selfs wonderwerke. Want 'n wonderwerk koppel die mense altyd maar, ag, dit kon maar gebeur het. Maar as 'n profeet daarom duisende jare voor die tyd uitprofeteer, en dit gebeur 100% binne 'n paar minute, wie kan dan nog ontken dit is God se woord? Natuurlik kan jy nie. Eintlik is profesie, kan ons sê, is maar 'n vorm waarin geskiedenis gevorm word. Weet jy, om vir u te wys, en moet my nie verkeerd verstaan nie, ek gaan nie vandag vir u 'n datum gee en sê, daardie dag gaan die Here kom nie, dit sê ek nie. Maar om vir u te wys dat ons aan die einde van tyd gekom het, dat ons in die doodsnikke van hierdie aarde lewe, as jy met 'n siel deel, en ek doen dit nogal baie, en jy sê vir hom, bekeer jou, die koms van die Here is voor die deur, dan word 2 Petrus 3 vers 3 baie waar in hulle lewe. Hoor wat sê Petrus hier, hy sê, aan die einde van dae sal daar spotters wees wat sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin af. Waarheid. Nou sê Openbaring 19 vers 10, die getuienis van Jesus is die gees van profesie. Nou my broeders en susters, weet jy dat Jesus het nooit met woorde rondgespeel nie? As hy gepraat het, jy kan maar gaan lees, daarop bestaan 2/3 van die Bybel uit profesie. As hy gespreek het, dan kan jy maar opteken, dat gaan net so wees. Hy sê byvoorbeeld vir Petrus, gaan gooi 'n lyn uit, die eerste vis wat jy kry, haal die geld uit sy mond te gaan betaal ons belasting by die tempel. Het dit so gebeur? Natuurlik. Hoekom? Jesus het dit gespreek. Nou hoekom het dit dan waar geword? Jesus se getuienis is die gees van profesie. En weet jy, hy sê, Petrus, hulle vang die hele nag vis. Hulle kry niks. En Jesus sê vir hulle, gooi die net aan die ander kant. Net aan die ander kant, gooi hom daar uit. En hulle trek 'n magt om van visse die nette wil beskeer. Hoekom het dit gebeur? Dis 'n profesie. 'n Profesie kan nie verkeerd gaan nie. Hy's gevorm in 'n vorm waar hy net soos die vorm lyk. Nou, weet jy dat Jesus sê vir sy disippels, hy's baie moeg. Hy lê agter op die skuit op 'n kussing, hy's baie moeg. Hy slaap, raak aan die slaap. En ek dink, toe dink die duiwel seker, hoor jy nou het ek kom.
Nou het ek kom hy's vas aan die slaap. Ek gaan hierdie boot laat ondergaan. Daar kom 'n ewige storm op daardie see van Galilea. En die vissers begin, hulle begin water uitskep met hulle bakkies. Maar hulle sien later, o nee, ons is besig om te verloor. Ons gaan onder, hulle maak Jesus wakker. Hulle sê, meester, gee dan nie om dat ons vergaan nie. Jesus staan op, hy sê, het ek nie vir julle gesê, ons gaan oor nie? Kom ons vaar oor na die ander kant toe, julle klein gelowiges. Hy steek sy hande uit, sê, swyg, wees stil. Ag, my broers, so kan ek aangaan. Maar weet jy, ek haas my. Die grootste enkele bewys dat my meester se koms voor die deur is opgeteken in Lukas 21. Dit het gebeur met die nasie Israel in Mei 1948. Terug na hulle land. Ag, dan wil ek nie eers, daar is so baie wat ek daar kan wys, wat daarop wys dat dit die einde van tyd is. Selfs Jeremia 37 profeteer, die terugkeer van Israel na hulle land toe. Nou hoor wat sê Jesus self hierso. Jesus se eie woorde, sê 'n profeet nie, sy eie woorde. Hy sê, let op die vyeboom, as hy bot, dan weet julle dat die somer naby is. Voorwaar ek sê vir hierdie gesag sal nie verbygaan voordat alles gebeur het nie. Die hemel en aarde verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Nou, weet jy, dit is algemene kennis onder Bybelstudente, dat, Charles sal dit weet, die nasie Israel word voorgestel as die vyeboom. 1948 word daar die vyeboom. Ag, dan wil ek nie eens 539 voor Christus, toe kom die engel, hy verskyn aan Daniël. Hy sê, Daniël, geliefde man, ek het jou gekom om jou insig te gee, wat jou volk, Israel, aan die einde gaan wedervaar. Aan die einde, terug in hulle land. Is hulle daar? Natuurlijk. Natuurlijk. Nou sê Paulus vir ons in 1 Thessalonisense 5 vers 4. Hy sê, maar julle broeders, julle is nie in die duisternis nie. Hy sê, julle is nie in die duisternis dat die dag julle skielik sal oorval nie. As sekere dinge waar jy na moet kyk. Nommer 1, Israel terug in hulle land. Hy sê, dan hef dan jou hoof op, want dan is jou verlossing naby. Nou, my broers, weet jy, dit is algemene kennis, dat Jesus het nog nooit, ek kan maar gaan kyk deur die dwars in die Bybel, hy het nog nooit met die nasie Israel en met ons, die heidense nasie, dieselfde tyd gedeel nie. Daar's verskillende tye wat hy gedeel het met hulle. Nou, as jy dit so verstaan, en so insien, dan sal dit, die koms van die Here so maklik, dan word dit so maklik, sy verskillende komste, die eerste keer, soos ek al reeds gesê het, soos die blink morgenster, totdat die morgenster opgaan in julle harte, net vir die wat onverwag, die wat se lamp aan die brand is, soos die 5 wyse maagde. En dan, eers 7 jaar daarna, kom hy dan vir die nasie Israel, waar elke oog hom sal sien. Tot hulle wat hom deursteek het, elke oog sal hom sien. Dan kom hy as die son van geregtigheid. Nou, kom ons kyk nou na die profetiese volgorde. Want ek het vir u gemeld, die profete het die pad aangewys, wat die Messias sou loop, van sy geboorte as 'n baba af, tot waar hy finaal kom en met die wêreld gaan afreken. Nou die eerste op hierdie agenda is natuurlik ons terugkeer na die huis toe, ons ewige huis. As jy die dag hierdie ou trane del, vaarwel toeroep en jy na jou ewige tuiste verhuis. Nou nommer 1 op die agenda. Paulus stel dit vir ons so mooi, so duidelik. In 1 Thessalonisense 4 vers 13 tot 17. Hy sê, maar broeders, ek wil hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis, nie? Sodat julle nie ween en treur soos die wat geen hoop het nie,
Maar as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die saam met hom bring wat ontslaap het. Hy sê, want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly, met die openbaarmaking van die Here die dode hoegenaamd nie voor sal wees nie. Hy sê, want die Here sal self neerdal uit die hemel met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basuin van God. So sal ons verander word en saam met hulle Christus tegemoet gaan. En dis nommer 1. Dit is wat gebeur. Ons wag vir daardie dag. Ons wag nou enige oomblik. Nou die nommer 2 op hierdie agenda is, wanneer die bruid in die hemel arriveer. O ja, ek gaan hemel toe. Ek gaan hemel toe. So het die Bybel leer my so het my ouers my geleer, en so glo ek met my hele hart. Nou sê Paulus vir ons in 2 Korinte 5 vers 10. Hy sê, want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het. O ja, jy gaan daar verskyn voor die Here. Nou, dit is natuurlik daai oomblik. As jy in die hemel is, dan word Israel op die aarde geoordeel deur die Antichrist. Maar nommer 3 op hierdie lys. Johannes sê in Openbaring 19 vers 7. Hy sê, laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee. Want die bruiloft van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. God dank dat Israel aan die slaap was. Daarom Martin het ons 'n kans gekry. Nou sê my Bybel, as God Israel nie gespaar het nie, Charles, wie is ons? Ons kan nie daarop roem nie. Is God se genade. Nommer 4. Johannes sê in Openbaring 19 vers 11 en 14 tot 14. Hy sê, toe het ek die hemel geopen gesien, en daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit, word genoem getrou en waaragtig. En die leers van die hemel het hom gevolg, bekleed met spier, rein en wit linne op wit perde. Dit weet ons is by die slag van Armageddon, na die 7 jaar afgespeel het in die hemel. Dan gaan ek so vinnig, alright, nommer 5, die 1000 jaar vrederik op die aarde breek aan, waar die leeu en die lam gaan. Weet jy, hier wil my God wys, want ek wys vir julle, hoekom ek die mens gemaak het. Ek het 'n vaderhart. Ek gaan julle wys, hoekom ek julle gemaak het. Dan gaan die mense in vrede, saam met die wilde diere lewe, daar gaan nie dood wees nie. Dit gaan die hemel op aarde wees. Maar natuurlik, na hierdie tydjie word Satan losgelaat. Die Bybel sê so, in Openbaring 20, hy sê, word vir 'n klein rukkie losgelaat. Hy's baie suksesvol, maar hier word sy kop vermorsel, wat ek al reeds gesê het. Hy word gewerp in die poel wat brand met vuur en swaal. En dan sê Johannes, hy sê, toe sien ek die wit troon, regs word reggeskuif in die lig. Die dode, klein en groot, is voor God opgeroep. En die boeke is geopen. En as dit bevind is, dat iemand nie daarin opgeskryf is nie, dan is hy ook gewerp in die poel wat brand met vuur en swaal. Nou, dan het Johannes gesê, en u het gesien, waar die nuwe Jerusalem neerdal. Hy sê, toe sien ek die stad van goud, uit die nuwe hemel neerdal op die nuwe aarde. Toe berei hy soos 'n bruid wat vir haar man voorberei het. Nou, ek wil hierdie afsluit nou met 'n hoogtepunt. Ons kom nou, ek praat nou op u vlak. Ek moet eintlik afklim van hierdie platform af, want ek is een van u. Daarom wil ek op u vlak praat. Weet jy dat elke spel wat gespeel word,
het altyd 'n bestuurder, jy weet dit. Hy het 'n coach, 'n afrigter en hy het 'n kaptein. Dis logies. Ons speel nie vir 'n aardse span nie. Ons speel vir 'n hemelse span. Ons hemelse Vader is ons bestuurder. En die bestuurder se werk is om te sorg dat sy spelers se welstand 100% is. Hy sorg vir, hy besoldig hulle, hy kyk na hulle, baie mooi. En dan die coach, in hierdie geval het ons twee, Jesus en die Heilige Gees. Die Heilige Gees weet presies wat 'n talent aan u uitgedeel is. Hy weet presies waarom u te gebruik in hierdie span, in hierdie spel. Presies. Maar jy moet dit gehoorsaam wees, jy moet gewillig wees om te speel wat die Here wil hê jy moet speel. Nie wat jy wil nie, wat die Here jou plaas. En dan die kaptein. Ons in hierdie gemeente, ons kan nie vra vir 'n beter kaptein nie. So Arnold, ons kan nie vir 'n beter kaptein vra nie. En ons onderkaptein, Martin, hulle doen hulle bes. Hulle probeer ons motiveer om ons beste vir die Here te gee. Ek het Arnold meer as een keer gesien, nou hardloop hy van die een kant na die ander kant toe. Hoekom? En hy spring. Hy wil u motiveer om die beste uit u te kry, die beste. Sodat ons eendag daar voor die Here verskyn, dat die Here vir jou gaan sê, mooi so, oor min was jy getrou, maar oor vele gaan ek jou aanstel. Kom en beerwe die koninkryk van die hemel, wat van die grondlegging van die aarde af vir jou berei is. My broer en suster, 'n bestuurder, afrigter en 'n kaptein kan hulle beste doen, maar weet u, dis die gewone spelers, u en ek, wat die spel wen of verloor. Hulle kan alles insit in hulle vermoë, as ons nie ons beste gee nie, dan was hulle hande onskuld. Hoor wat sê Jesus self in Lukas 15 vers 10. Hy sê, so sê ek vir julle, is daar blydskap voor die engele van God, oor een sondaar wat hom bekeer. Sondaar wat hom bekeer. 'n 3 wat jy druk, 'n 3 wat ons van druk, is 'n sondaar wat, kom ons besluit van vandag af, kom ons gaan besluit, ons gaan die hemel 'n bietjie bly maak, die engele van die Here 'n bietjie bly maak. Nou, daar sien u nou die soldaat. Elke span het 'n kleredrag, hy word geken aan sy kleredrag, is dit nie waar nie? Hy word uitgeken op die veld, wie speel vir watter span? Nou, dit is ons span se kleredarie. Efesiërs 6 vers 10 tot 17. Sê Paulus, hy sê, broeders, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Dan noem hy verder, hy sê, die eerste, die lendene met waarheid omgord, die borswapen van geregtigheid aan, die skoene vir die bereidheid van die evangelie, neem die skild op van die geloof, en neem op die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. En weet jy, ek sluit nou af, ons span se kreet, en nou wil ek vra nie baie vir u nie. Ek vra nie baie vir u nie, maar ek wil hê jy moet nou saam met my werk. Is dit reg so, Martin? Ek gaan u die kreet uitlees, en jy gaan hom ook sien. Hy behoort daar te wees, net een terug. Of as hy daar sê, ek lees dit dan maar vir u. Ja, daar sê hy, daai geel. Hy sê,
ek sal oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van my getuienis. Openbaring 12 vers 11. Dit is die liede wat ons gesing het. Nou my broeder en suster, voordat hulle die laaste CD gaan speel, wil ek hê jy moet opstaan. As 'n span en sê ons is gereed. Martin, ons is gereed. Ons gaan drie druk in hierdie gemeente soos nooit tevore nie. Ons gaan vir die Here werk, want daar's loon vir my werk. En dan gaan hierdie woorde, gaan jy agter my aan sê, ons skrete van nou op onthou dit vir die res van u lewe. En dan sê hy ook, en snaaks, dis ook 'n koortjie gewees. Ek was so gestig. Wie daai koortjies gekies? Ek weet nie. Maar en die gees en die bruid sê kom. En laat hom wat hoor sê kom. Dan sê hy, ja, kom Here Jesus. Ons het u lank al verwag. Alright, my broer en suster. Ek kan nou maar hy laaste ene, broers. Nou staan saam met my op, kom staan saam. Ek het reeds gesê, ek is op u vlak. Ek is nie pastoor nie, ek is op u vlak. En ons gaan vir die Here in hierdie gemeente 'n breskap. Halleluja. Nou sê die woorde agter my, ek sal oorwin. Deur die bloed van die lam. En deur die woord van my getuienis. Nog eenmaal, hard nou. Ek sal oorwin. Deur die bloed van die lam. En die woord van my getuienis. Net 'n minuut, laat hulle net gou vir ons daai ou Dani. Hy motiveer ons ook met sy sange, né? Wenners, wenners, wenners sal ons wees. Halleluja. Wie wil ons 'n wenner wees? Wie wil verloor? Sê vir my. Steek jy hand op wat wil verloor? Ja. Wenners, 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 wenners wil ons wees. Lewe jy met hart, lewe jy met vrees. Wenners, 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 wenners moet ons wees. Lewe vir 'n toekoms, lewe om daar te wees. Ons sluit net die oë. Here onse God, ons sê vir U baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons gehad het vanmôre, dat ons na U woord kon luister. Here, dat ons na die profeseë kon luister. En ons weet, Here, as ons na die wêreld so om ons kyk, dat dit al 'n paar sekondes voor 12 is. As ons na die wêreld gebeure kyk, en Here, as ons sien die lande in die Midde-Ooste, waar volgens die Ou Testament hulle saamsnoer en hulle ook hulle haat uitspoeg teen U volk Israel, dan sien ons dat hierdie prentjie is besig om mekaar te pas. En daarom bid ons, Here, dat U vir ons krag sal gee, sodat ons die tekens van die tye sal sien, sodat ons elke dag en elke oomblik paraat sal wees. Here, in eie krag kan ons dit nie doen nie, daarom bid ons vir die krag van die Gees, wat ons elke oomblik sal bystaan en sal ondersteun, sodat ons hierdie pad kan loop na behore, soos wat U wil hê, dat ons dit moet loop. Maar Here, ons weet dat U 'n groot God is. En daarom het ons ook die vrymoedigheid om dit alles in U naam te vra. Here, ons wil ook vra, voorbidding doen vir hierdie gemeente, vir alles wat hier plaasvind. En dat U elkeen sal onderskraag, elkeen wat in 'n posisie is hier, maar Here, ook elke gelowige. U ken elkeen se nood, U ken elkeen se behoeftes, U ken elkeen se probleme, maar ons weet dat U 'n oor vir ons het. En Here, maar in die besonder wil ons ook voorbidding doen vir ons land en ons volk. Here, in hierdie moeilike tye waarin ons leef, Here, aan ons sien hierdie magte van die anti-kris wat teen die Christendom opgestel word. Ons sien dit oral, maar ons weet dat U nog steeds in beheer is, en daarom bid ons vir U krag en U leiding. Here, ons vra dit alles net in U naam. Amen. Ons moet hierdie uitsending ongelukkig daar stop.
Maar ek wil vir jou baie dankie sê dat jy vandag ons deel gemaak het van jou dag. En my gebed is dat die Heilige Gees regtig, groot opregtheid, die naprediker van hierdie woord mag wees. Dat hierdie woord in jou lewe groot vrug sal dra. En jy sal ag Here op en dat jy net sal beleef dat God inderdaad gesterf het, dat jy lewe en dit in oorvloed kan hê. Tot volgende keer groet ons u en ons hoop, ons het hierdie voorreg weer saam met jou, om saam te sit en te luister na wat die Heilige Gees vir ons deur sy woord wil sê.